I know a brand new age is dawning. Day by day, I feel the change is growing. In people's eyes, a light is glowing. 'Cause through it all, there's one thing I've learned, and that's never to give up on a dream. Dreams made to last forever. I keep them safe and warm inside. Only to wake them one by one whenever time is right. 1,000,000 stars in heaven, one for every wish I made. The oldest dream is peace on earth. I know it's not too late. Dreams made to last forever. I keep them safe and warm inside. Only to wake them one by one whenever time is right. 1,000,000 stars in heaven, one for every wish I made. The oldest dream is peace on earth. I know it's not too late. Ek dink ek het al amper almal gegroet wat daar in die bank sit, so een of twee nog nie. Môre, goeiemôre. Dankie vir al die vriende en familie wat ook gekom het om vanoggend hier te wees, al die kennisse, om dan ook op hierdie manier van Floors afskeid te neem en dan ook die familie te kom ondersteun. As mense oor die foto's kyk, dan is daar 'n hele leeftyd in daai paar kiekies en dit vat nie alles saam nie. Ek het nou heeltyd toe ek die foto's kry, toe wonder ek nou waar is die kosfoto's, nee. Maar dit lyk my as jy hom wil afneem, maar moes jy hom nie voor die potte gekry het of iewers waar hy besig is om kos te maak, ja, moes jy hom net maar kry wanneer hy self sit en die oomblik geniet. Op die begrafnisbrief het ons die pragtige foto wat ook op die skerm is. En aan die binnekant sien ons dat Floris Gerhardus Floorskotse is gebore op 25 Februarie 1947 en oorlede op 7 Junie 2025. En ek wil ons meegevoel as 'n gemeenskap ook aan julle as familie oordra. Vir Gerrit het ek nou so deur die week gesien, arme Sjaal is nog net aan die reis. So jy gaan wakker wees, maar ek wil sê ek hoop jy kry 'n kans om hierna 'n bietjie te gaan lê.
Want om van Brasilia af te vlieg en dan nog van Pretoria af te ry, dit vat baie. Maar ons is so dankbaar dat jou werkgewer dit ook vir jou kon moontlik maak, dat jy kon terugkom huis toe nadat jy baie kort van tevore begin het. Ek dink begin Mei wat jy aan die kant begin het. So ons is regtig dankbaar dat jy hier kan wees. Gerard is ook baie bly. Hy sê hy mis jou. Hy het jou 3 jaar laas so gesien in lewende lywe. Julle praat elke week. Video call julle mekaar, maar is wonderlik vir hom ook om jou hier te hê. Dit is aan Floors Kotse se seuns, Charles, jy is 20 minute die oudste, sê Gerard vir my. Maar hy sê omdat hy eerste in sy ma se skoot gaan lê het, daarmee is jy eerste gebore. So daar's nog 'n dispuut daaroor oor wie nou regtig eerste begin het. Maar ons wil vir julle ons meegevoel oordra. Hulle kinders, dink ek die meeste van julle is hier saam, kleinkinders. Charles se vrou is Gerda. En die kinders saam met hom is Talita en Divan en Charlize en Luan en klein Jordan. Is Jordan so klein? Ek lyn hom maar so. Ja, glad nie meer so klein. Jammer Jordan. En dan Gerard en Judy se kinders, Gerard Junior en Melissa. En ek het nou gesien dis almal net mooi mense. So julle oupa is gelukkig om sulke mooi kleinkinders te hê. En dan wil ek ook aan Kinnie sit nou links. Ek het gesê sy moet so sit dat ek haar maklik kan kry. Maar kan nie ons vir ook ons meegevoel in jou oordra. Na 27 jaar wat julle die pad saam gestap het en baie dankie ook dat julle maats was, kon wees vir mekaar. Kan nie se broer is by haar, ekskuus 2 broers, dis Louis en Dani Hon. Ek het hulle albei net nou ontmoet en dan ook haar susters Elise van Jaarsveld. Annerien het ek gister ontmoet Geldenhuis en dan Joey kan nie volgende hier wees nie, maar sy's op pad na jou toe, Joey Oosthuizen. En dan wil ek dink julle sit hier so Floor se broer Sarel en dan ook sy suster Karen. Ek het nou Karen, ag man, ons is so jammer. Ouma het so mooi gehou dat 'n mens gedink het die kinders gaan net so oud raak. So julle het nog 'n verwagting, maar ons wil ook ons meegevoel aan julle oordra met die ingaan van julle broer. Ek dink ek het almal van die familie wat volgende is, Judy, jy moet my nou help. Gesê baie dankie. Judy is 'n voorvatter. Ek aanvaar al die vrouens met wie julle vrouens is seker agter mekaar mense, maar Judy baie dankie. Jy beteken vir Gerard ook baie en dit het ek ook gesien hierdie afgelope week. Dis onwerklik, né, as ek dit sê. Gerard, laat jy verlede week vanmiddag het jy deurgekom en jy het by jou pa gaan sit daar in die hospitaal en jy kon sien hy swak en jy het vir Charles so gesê en jy het nog 'n grappie gemaak soos hy altyd maak. En die volgende oggend was so groot skok om Saterdagoggend daai boodskap te kry dat hy heen gegaan het. So ons besef is nog eintlik onwerklik en ons vertrou dat ons saam wees vanoggend ook vir julle mag help met die aanvaarding daarvan. Dat julle pa in Piketberg heeltemal julle pa heen gegaan het en dat Piketberg nie meer so huis is soos dit altyd vir julle was met hom wat hier is. Ons is regtig jammer dat julle ook deur dit moet gaan. Die prediker sê as dit tyd om gebore te word en nou is dit tyd om heen te gaan. Dit is deel van mens wees. Maar ek weet nie hoe ons dit regkry om half te dink dit sal nooit met my gebeur nie. Of met my mense nie. En dan gebeur dit en dan is dit vir ons 'n geweldige skok en 'n verlies. Maar ons wil erkenning daaraan gee, ons is ook so. Dis nie net julle wat so is nie, ons is almal so. Terwyl ons vir Floors in ons gedagtes het, Floors, kom ons raak saam stil en ons raak ook bewus van die Here wat hier by ons is. Kom ons raak saam stil voor hom. Hemelse Vader, dit is vir ons swaar om sulke tye in ons lewe te beleef. Om hier by mekaar te kom en te weet dat hier's 2 seuns wie se pa oorlede is. Hier's 'n vrou wie se man oorlede is. Hier's 'n broer en 'n suster wat vandag van 'n broer afskeid neem. En Here, al weet ons dit, is dit vir ons baie swaar omdat dit die mense is wat ons lewens vol maak, vol met hulle teenwoordigheid. Dis die mense wat ons van kleins af leer liefkry, met wie ons 'n pad stap. Ja, partykeer stry ons met mekaar en ons verskil van mekaar, maar dis ons mense. Dis ons familie.
Dis die mense wat as almal geloop het, dan bly hulle nog staan by ons. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees in 'n kerk. Ons weet op berge en dale, U is oral by ons. Maar op 'n manier herinner 'n kerk ons daaraan meer as 'n ander plek. Dalk is ek nou verkeerd, dalk is daar party van ons wat voel buite in die natuur is ek baie naby aan die Here. Dalk tussen mense. Maar Here, hierdie plek herinner ons daaraan, dis 'n plek waartoe mense kom om te aanbid, om U te ontmoet. En ons het behoefte daaraan om dit te doen vanoggend. Want ons glo dat U die Here is van die hemel en die aarde. U is ons God wat ons gemaak het, gevorm het in ons ma se skote. Wat deur ons lewe die een is wat die pad met ons loop. En Here, dankie dat ons ook kan vashou daaraan dat wanneer ons sterwe, dan is U ook daar. Meer as dit. Wanneer ons nie meer bewus is nie, is U bewus. Is U die een wat ons vashou. Met ons die pad verder loop. Al gaan ons deur die donker dieptes. U stok en U staf behoed ons, bewaar ons. Ons het behoefte daaraan om dit te hoor, Here. Om daaraan herinner te word. En daarom is ons hier. Om die woord oop te maak, om dit saam te lees, om te hoor wat U vir ons sê. Nie net deur hierdie teksgedeelte nie, maar deur ons lewe, deur al die tekste wat ons na luister, al die boodskappe wat ons ontvang, al die gedagtes wat die Gees in ons harte en ons gedagtes plaas, wat ons herinner aan U. Of dit is dat ek die mooiste natuurtoneel sien, of ek 'n kind hoor lag. Dankie dat U gedurig hier rondom ons is, ons bewus maak van U teenwoordigheid. Here, ons bid in besonder vir Shaal en vir Gerard. Here, dis hulle wat die verlies intens ervaar met pa wat nie meer hier is nie. En ons dink dieselfde aan Kinnie wat ook haar hele lewe omgekeer is verlede Vrydag. Hoe sy haar regterhand nou verloor. En Here, ons bid vir hulle dat U teenwoordigheid hulle altyd sal herinner daaraan dat U werklike rots is, 'n veilige vesting, 'n toevlug, 'n anker. Dat U waarlik 'n vriend is wat by ons kom staan. En Here, mag hulle dit vandag ook ervaar. Dankie vir almal wat gekom het, almal wat ons herinner daaraan dat Floors vir hulle spesiaal is, dat hulle hom liefhet, dat hy vir hulle belangrik is, dat hulle ook sy lewe gedeel het en dat hy vir hulle kosbaar is. Dat hulle ook op hierdie manier wil sê hy het vir ons iets beteken en ons gee erkenning daaraan. Dankie dat ons ook nou kan weet, as ons soek na hulp, as ons opkyk na die berge, ons hulp, ons krag kom van U, wat hemel en aarde gemaak het. Ons wag op U, Here. Amen. Op die skerm die woorde van lied 464, O Heer my God, ons sing dit saam met die musiek wat ons begelei. Die wat wil staan is welkom om te staan, om julle bene so 'n bietjie te strek, maar kom ons sing hierdie lied, wat ons herinner aan wie die Here is. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, verklein, vergroot vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik weer U grote naam.
seisoen word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons deel van al die grootse werke. Hy laat ons bid hier dat die ryk mag kom. En kom hy weer in heerlikheid op wolke. Maak hy volkomen met die eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote Toe ons praat oor vanoggend se teks wat ons by Floor se dankdiens gaan lees, het Judy skielik gesê, maar joh, hulle het so 'n wonderlike Pinkster gehad en die predikant wat daar gepreek het, het hy Prediker gepreek en toe sê ons vir mekaar, maar joh, dit is seker pragtige woorde wat 'n Prediker neergestaan en sy sê maar dit herinner haar aan haar skoonpa. So Gerard sê sy het hom gekies ook die dag toe hulle getrou het en nou klink dit my sy hy het toe nou nie 'n keuse gehad nie. Hy gaan toe nou met my en Judy se teks. Maar hoe meer mense die teks lees, hoe meer besef mense, ja, God het nou sulke tekste nodig in hierdie tye waarin ons lewe. En ek is so bly dat hier 'n klomp jong mense is vandag wat ook dit kan hoor. Dat die Bybel praat soms 'n taal wat ons regtig kan verstaan. Wat gaan oor mens wees en oor dit wat ons as mense ervaar. En is so 'n lekker positiewe teks wat ons vanoggend kan lees saam met mekaar. En as julle miskien dink aan julle oupa en hoe gesellig hy was en innemend en 'n regte mens en omgee mens. As ek so die foto's kyk, dan lyk dit hom lekker om by hom te wees en saam met hom te wees. En dit is so mooi as julle so vat aan mekaar. Hierdie teks sê: eet jou brood met vreugde. Drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Dra altyd wit klere. Versorg jou hare met olie. Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. Nou as jy baie jonk is, sê jy miskien dink, "Haai, dit klink heel reg." Maar vir ons wat nou ouer is, dan dink 'n mens, "Haai, staan dit in die Bybel?" Want as 'n mens met kerkmense praat, dan sê hulle, "Jong, jy moet niks te veel doen nie. Eet maar net soos nodig. Moet definitief nie drink nie en ook nie te veel drink nie. Moet dit ook nie geniet nie." Daar's mos so grappie oor die dominee wat op 'n Sondagoggend daar in Noorwe toe kry die boodskap, maar tannie langs die meer is baie siek. Hy moet maar by die tannie uitkom, sê die tannie wat dit vir hom sê by die kerk die oggend. En toe hy by die huis uitgaan, toe besef hy, "Jog, maar dit so gesneeu vandag. Hy sal glad nie met sy kar kan ry na die tannie toe nie." En hy kyk so oor sy skouer hier agter die kerk en hy sien maar daai meer is kliphard gevries en hy dink hy gaan sy yskaatse uithaal. En hy haal hulle uit en nou skaats hy oor die meer na die tannie toe. En daar sien 'n lidmaat hom wat nie baie van die dominee hou nie. En die gaan sê toe vir die kerkraad, maar die dominee het geskaats op 'n Sondag. Jy mag nie op 'n Sondag sport doen nie. Skaats allerhande goed nie. En toe kry die kerkraad nou die dominee in en hulle sê vir die dominee, "Maar het hy nou geskaats?" "Ja," sê hy en hy vertel vir die storie. "Jog, in die kerkraad kan hy nie want hy moes mos nou gaan na die tannie toe, maar hy moet dan nie skaats op 'n Sondag nie." En toe een ouderling hom so kyk, toe sê hy, "Dominee, het jy dit geniet toe jy geskaats het?"
En julle hoor nou as hy sê nee, hy het dit nie geniet nie, dan is alles reg, en as hy sê hy het dit geniet, dan nee, ja, mag hy dit nie gedoen het nie. So ons wat in die kerk is, dink baie keer die kerk is 'n plek waar jy hoor nie, jy moenie geniet nie, jy moet ernstig wees, jy moet amper suur wees, en niks mag jy aanraak nie, niks moet jy proe nie, niks mag jy geniet nie. So dit is so verfrissend om in die Bybel te lees, geniet. Eet jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed. Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. En nou moet ek amper amen sê en ons huis toe stuur, nee, want dit is die beste boodskap wat ons vandag kan kry. Maar julle sien nou wat daar aan die einde van vers 7 staan. En dis die teks wat daar kerkmense die meeste pla. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Dit kan mos nie wees, die Here is mos nou nooit tevrede met wat ons doen nie. Die goeie wat ek wil doen, sê Paulus, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie moet doen nie, juist dit doen ek. Hoe kan die Here tevrede wees, en al lankal tevrede wees met wat ek doen? En hierdie is nog voordat Jesus gebore is. So hoe kan dit nou wees? As 'n mens dit lees, dan besef jy maar wat God goedkeur, is dit wat daar staan, dat ons geniet. Dat ons moet nooit toelaat dat mense ons laat dink dat die Here is 'n suur Vader wat grense trek en wat heeltyd vir ons sê jy mag nie oppas, moenie los. Nee. Dis soos ons baie keer dink aan die Here. Die Here keer dit goed dat ons wat sy kinders is, dat ons geniet. Die Here het geskep in elke aand, die einde van die skepingsdag, hoe lank dit ook al was, party mense sê is eeue, maak nie saak nie. Aan die einde van elke dag het die Here teruggestaan en hy het gekyk na wat hy gemaak het en hy het gesê, ek geniet dit, dit is goed. En toe hy vir ons gemaak het, die mens gemaak het op die 6de dag, het hy teruggestaan, hy het gesê, dit is baie goed, dit is baie goed. En daarom kan ons ook geniet. Ons kan ook hard werk, 6 dae soos ons moet, en dan die 7de dag sê die Here, stop. Kyk terug, geniet, voordat jy die volgende week vat. So hierdie is 'n ongelooflike positiewe boodskap wat ons kry, en mense kan nou amper nie glo, haai, dit staan in die Bybel. Dit kom van die Here. Maar hoekom 'n mens ook verras is om dit te lees, is waar dit staan. Want hierdie boek, die Prediker, is eintlik 'n boek wat ons nie baie lees in die kerkie. Want as 'n mens aan die begin van Prediker lees, dan kom jy agter, joh, maar die oom is baie ernstig wat dit geskryf het. En hy's iemand wat hou van wysheid. Hy's 'n regte filosoof. Hy dink oor die lewe. Op 'n manier was julle pa dalk ook so 'n bietjie van 'n filosoof. Wat gedink het oor die lewe en nie wou toelaat dat omstandighede sy lewe bepaal nie. En jy het dit gesê, Gerard, dat Vrydag het jy dit regtig ervaar. Jy kom by hom, jy kan sien hy's regtig moeg, hy's uitgeput. Maar hy los jy nie met 'n donker, morbiede prentjie nie. Hy kom baie geklaad, hy kom baie verbitterd gewees het. Hy kon 'n klomp goed gesê het oor hoe die lewe onregverdig is en omstandighede waarin 'n mens beland. Maar hy wou 'n grappie vir jou vertel. Hy wou dit lig vir jou maak. En as mens die Prediker lees, dan moet 'n mens dit ook hoor, dat hy is nie 'n morbiede, swaarmoedige mens verbitterd oor die lewe nie. Hy is iemand wat sê nee, ek is nie bang vir die lewe nie. Ek wil die lewe in die oë kyk. Ek wil dit ervaar, elke stukkie van die lewe. En hy moes 'n ryk man gewees het, want hy kon alles beproef. Hy het geweet wat dit is om slim te wees, om wysheid te ervaar. Hy het dit gesoek, om probeer toerus met wysheid. Hy het probeer om geld te maak, en hy was 'n koning gewees. As mens daai lees, Prediker 1, dan lei jy af te Salomo, die woorde van die Prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem. Hy het baie gehad, en hy sê, ek het baie goed bymekaar gemaak. Maar toe hy sien dat dit hom nie bevredig nie, het hy probeer om na die ander kant toe te gaan. Hy het probeer om te kyk, maar hoe is dit om dwaas te wees? Is dit nie partykeer beter om maar stupid te wees en stupid goed te doen, en roekeloos te wees, en dalk geniet jy die lewe dan meer? En dat hy uiteindelik gesê, nee, hy dink is maar beter vir mense om eerder maar wys te wees. As jy dwaas is, dan kry jy moeilikheid. So het hy alles probeer beproef, om uit te vind, hy het net hierdie een lewe, wat is die sin hiervan? Hoekom doen ons dit wat ons doen? Hoekom het die Here ons hier gesit? Waant is ons op pad? Hoe kry mens regtig sin en betekenis uit hierdie lewe uit? En wat ons versigtig maak vir die Prediker is dat hy sê, nee wat, ek kon dit nie kry nie. Alles kom tot niks. Ek het wysheid probeer, ek was beperk. Daar was 'n plafon wat ek bereik het. Ek het rykdom probeer bymekaar maak, ek was baie ryk.
dit het my ook nie bevredig nie. Daar was 'n onregverdigheid partykeer in die lewe, dat een man maak 'n klomp goed bymekaar, hy geniet dit self nie en dan mors iemand anders dit uit. Ek het 'n koning sien stap en 'n dienaar sien perd ry. Wat die prediker wil doen is om vir ons te sê, mens, wees mens. Van die ander Bybelboeke probeer vir ons sê, maar as jy 'n goeie lewe leef, dan gaan jy beloon word. As jy 'n slegte lewe beleef, dan gaan jy gestraf word. Die prediker sê dit werk nie altyd so nie. Daar is iets van 'n waarheid daarin, maar hy het ervaar die lewe is nie altyd regverdig nie. Jy kry nie altyd wat jy voorgeleef het nie. En dit op 'n manier snaaks genoeg help ons om te sê moenie dink daar's reëls en as jy die reëls volg, dan gaan die lewe vir jou glimlag en alles gaan maanskyn en rose wees. Ek moet na jou kyk, hoor. Ek praat met almal van julle. Die lewe is ons oor, sê die prediker. Hy sê 'n mens is beperk. Jy kan probeer om te dink soos God dink. Jy kan nie. Jy kan probeer om die lewe beheer van te neem. Jy kan nie. Dis te groot, jy's te klein, dis te wyd. En dit is wanneer die prediker wat sê alles kom tot niks. In die 2020 vertaling sê hy alles onder die son. Dis so mooi woorde. Want hy beskryf almal van ons ervaring. Party kan sê ja, jy's 'n Christen, jy ervaar dinge anders as ek. Goed so. Maar dit wat die prediker oor praat, ervaar almal van ons. Of jy moslim is, of hindoe is, of jy Christen is, ateïs is, ons almal is onder die son. Ons almal probeer sin en betekenis uit hierdie lewe uitkry. En julle pa het ook probeer om dit te doen. Om sin en betekenis, en as ek al die foto's kyk waar julle vashou, en waar die kleinkinders vashou, dan besef mens op 'n manier, sê daai gesig ook vir ons, wat het vir hom regtig sin en betekenis gegee. Die prediker sê, as jy regtig dink oor alles waarmee mense hulle self so toegewyd besig hou, en so min tyd het vir baie dinge omdat hulle moet, en hulle moet besig wees, en hulle kyk op hulle fone, en hulle jaag, want hulle werk, en hulle moet Brasilië toe vlieg, en jy kan meer geld verdien. Hy sê, dit kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Onder die son het ons nie beheer nie. Hy sê nie, moet dit nie doen nie. Hy sê, die keuse nie, jy gaan dit doen. Maar moenie fanaties raak en 'n klomp ander goed miskyk, omdat jy dink, hierdie een ding gaan my gelukkig maak. As mens jonk is, dan dink jy mos nou, as jy daai kar het. As jy daai kar het, dan gaan jy hom gelukkig wees. Of as jy 'n mooi meisie sien, dan dink jy, as sy my vrou is. Dan stap ek aan in by 'n plek, almal dink, hy het dan die mooiste vrou. Dan gaan ek gaan die man wees. Prediker sê, ek was daar, been there, done that. Ek het alles, ek was gedrink. Ek het geëet tot ek lê. Ek sou alles probeer het, om te kyk, is die sin nie daar nie. Hy sê, julle hoef dit nie ook te doen nie, ek het al. Dit is nie daar nie. Dit is nie daar nie. En dis juist dit wat die prediker sien. En dan, soos julle pa ook vir ons eintlik sê, dis daai oomblikke in die lewe wat oor jou pad kom, wanneer jy kos op die tafel het, wanneer iemand moeite doen met die kos, wanneer daar liefde in daai kos is. Ek het nou die eerste keer die uitdrukking gehoor, 'n toepot. Nie toekos. Dit lyk my af as 'n deksel op die kos. Toekos is die lekkerste kos. Was dit julle oupa wat hy graag gebraai het, want hy hou van toekos. Ek het so iets gehoor. As jy daai oomblik het waar daai kos op die tafel is, al is dit brood, eet dit met vreugde. As daar wyn op die tafel is, nou ek sê dominee, ek moet nou nie sê julle moet gaan drink nie. Maar ek het al, dit is mos nou maar lekker om saam met mekaar te kuier en te wees en 'n bietjie nonsens te gesels. As dit jou gawe is, genade is, geskenk is om 'n maat te kry in hierdie lewe, moenie daai tyd opmors nie. Gryp dit aan, geniet dit. Dis wat die prediker sê, geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. Want die lewe kom in baie opsigte tot niks, sê hy. Maar God gee jou hierdie lewe. Hierdie hele lewe onder die son wat tot niks kom nie. Dis wat jou toekom in die lewe. Wat jou toekom vir al jou geswoeg in hierdie wêreld.
Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Hy sê nie moenie gaan werk nie. Hy sê nie eet en drink en geniet jouself want môre sterf jy nie. Hy sê doen wat jy moet doen. Maar moenie opgaan daarin fanaties nie. Dat jy daai oomblikke wat jy kan geniet, dat jy dit mis nie. Dat jy so hard werk dat jy nooit raak sien. Dat daar sulke oomblikke was wat 'n ou met 'n kosblik gesit het daar op die site en hy het met jou 'n bietjie gesels oor die lewe en jy was fanaties besig om te werk. Stop by hom. Gesels met hom. Hoor hoe gaan dit aan sy kant van die draad? Want in die doderyk, en dit is eintlik waar die prediker heen op pad is. Want die doderyk waarin jy op pad is, daar's nie werk of insig of kennis of wysheid nie. In die prediker se verwysingsraamwerk van die lewe was daar nie Jesus Christus in 'n opstanding uit die dood in 'n ewige lewe nie. Vir 'n Ou Testamentiese gelowige was hierdie dit. Jy het net hierdie tyd. 70 jaar, 80 as jy baie sterk is. Party kry net 14. En wat die prediker sê is moenie dwaas wees en opgaan in allerhande werk of rykdom of jy kan nou 'n klomp goed bylas. Waarheen gaan jy op? Wat is vir jou die ultimate van die lewe? Die prediker wil sê wees rustig. Sien die einde, die dood. En weet hierdie is jou oomblik. In vers 2 sê hy een en dieselfde lot tref almal, die regverdige en die goddelose. Dis nou die Joodse begrafplaas wat ek agter het vir die wat nou nie Piketberg ken nie. Een en dieselfde lot tref almal, die regverdige en die goddelose, die goeie, die reine, die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar. Almal eindig in die dood. En hy sê iemand wat 'n eed aflê, een wat nie aflê nie, een en dieselfde lot tref almal. Die hart van die mens is vol boosheid, die dwaasheid bly hom sy lewe lank by, sy einde is die dood. Solank jy lewe, is daar hoop, sê die prediker. Ons sê baie keer, ek sê eerder 'n leeu as 'n hond wil wees, maar hy sê 'n lewende hond is baie beter af as 'n dooie leeu. So vat maar die hond, solank jy die lewe daarmee saam kry, maar daar lewe is daar hoop. Hy sê as jy dood is, weet jy niks. Dis klaar met hulle liefde, hulle haat, hulle hartstog, hulle sal nooit weer deel hê aan wat in hierdie wêreld gebeur het. En ek sê dis die gemeene deler wat ons almal het. Ek as 'n Christen het mos nou 'n ander wêreldbeeld as die prediker. Maar baie mense om my het daai beeld. En daarom sê die prediker hierdie oomblikke waar oupa sy kleinkinders om hom het en waar mens geskenke uitdeel en waar kleinkind jou kom 'n drukkie gee, waar jou twee seuns langs jou is en jy jou arms om hulle kan sit en waar jy bietjie naas met mekaar kan gesels en wyshede kan deel en 'n grappie kan vertel. Koester daai oomblikke. Gryp dit aan. As jy sin en betekenis in die lewe soek, dit lê in die verhoudings wat ons het met mekaar. Dit lê in die manier waarop ons die skepping nie uitbuit en verniel nie, maar geniet wat die skepping het om vir ons te gee. Waar ons die teenwoordigheid van die Here geniet. Waar ons nie net jaag in ons Christen wees om die Here tevrede te hou, die kwaaie God wat ons aanbid nie, maar om te besef die Here keer dit goed dat jy net by hom sit en na hom luister en met hom gesels of dalk niks sê nie. Jy daar sit en weet God is hier. Ek het 'n rustigheid, ek het 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek sien die teenwoordigheid van die Here. Eet is jou brood met vreugde. Drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal dit goedgekeur dat jy dit doen. Dra altyd wit klere, feesklere. Ons het nie altyd grand klere in die beste klere wat daar is nie, maar man wat jy het, maak skoon en trek dit aan. En dra dit met 'n feestelikheid. Versorg jou hare met olie. Dit is soos 'n spa. Versorg jouself. Respekteer jouself. Erken jou waarde wat jy het. Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. Die lewe wat tot niks kom nie, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het. Die hele lewe onder die son. Dis wat jou toekom. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Maak 'n verskil in die lewe. Jy kan daar waar jy is. Maar moenie opgaan daar nie. Want die doderyk waarin jy op pad is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. Dis nou jou tyd. Iemand het so mooi gesê, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Iemand anders het ook gesê die lewe is 'n geskenk. That is why it's called the present. In Prediker 2 staan daar, wie kan eet
Wie kan geniet as die Here dit nie moontlik maak nie? En op 'n manier is dit die grootste eer wat ons ook aan die Here gee. Die manier waarop ons die Here verheerlik, deur nie fanaties te dink alles hang van my af nie, maar om te kan sit rustig en te sê die Here is in beheer. Ek kan eet, ek kan geniet, ek kan nie wees partykeer, want die Here is hier. Die Here sorg, die Here maak dit moontlik dat ons kan geniet. In Prediker 3, net so mooi teks. Prediker sê ek besef dat daar tussen mense niks beter is nie as om vreugde te ervaar en die goeie te geniet in die lewe. Ja, elke mens dat hy eet en drink en die goeie geniet by al sy inspanning, dit is 'n gawe van God. Die Message is 'n vertaling van Eugene Peterson. Verskoon my aksent, maar luister net na hierdie woorde wat Eugene Peterson kies. Hy sê, seize life, gryp die dag. Eat bread with gusto. Mens kan sommer hoor hoe dit uit jou maag uitkom. Eet jou brood met entoesiasme. Drink wine with a robust heart, 'n sterk, kloppende hart. Oh yes, God takes pleasure in your pleasure. Dress festively every morning. My vrou het nou die dag, nee, dit moet ek nie vertel nie. Maar in elk geval, my ma was 'n bietjie af na my pa se dood. En toe kom ons die oggend vroeg aan, toe sê sy nee, kom maar. So lyk ons nie 9:00 in die oggend nie. Toe sê my mamma omdat sy nog heeltyd WhatsApp boodskappe moes antwoord. Sy haar skuld dat sy nog nie gedres is nie. Maar trek aan elke oggend. Dis jou geskenk vandag. Iemand sê ons het geen invloed op gister nie. Ons het geen mag oor môre nie. Nou is jou oomblik. Nou is die dag. Don't skimp on colours and scarves. Trek klere aan. Sit maar daai serpie om. Relish, hy moet maar by die tannie uitkom, sê die tannie wat dit vir hom sê by die kerk die oggend. En toe hy by die huis uitgaan, toe besef hy, "Jog, maar dit so gesneeu vandag." Hy sal glad nie met sy kar kan ry na die tannie toe nie. En hy kyk so oor sy skouer hier agter die kerk en hy sien maar daai meer is kliphard gevries en hy dink hy gaan sy yskaatse uithaal. En hy haal hulle uit en nou skaats hy oor die meer na die tannie toe. En daar sien 'n lidmaat hom wat nie baie van die dominee hou nie. En die gaan sê toe vir die kerkraad, maar die dominee het geskaats op 'n whatever turns up, grab it and do it and heartily. This is your last and only chance, says he. For there is neither work to do nor thoughts to think in the company of the dead, where you most certainly headed. Hoe meer ek na hierdie teks luister, hoe meer besef ek, Judy, dat jy was heeltemal reg. Hierdie teks laat mens dink aan jou skoonpa. En 'n mens vertrou dat 'n mens uit so 'n lewe uit kan leer, dat mense dit kan neem. Dat hy daai vermoë gehad het om die oomblikke wat sy seun by hom is, sy seuns, sal jy, as hy daar is, jy mos nou ook daar, om nie daai oomblik te mors. En dis nie verkeerd om te kla nie. Jou pa kon gekla het. Jou pa kon vir jou vertel het hoe swaar hy kry. Hy het alle reg gehad en hy kon dit doen. Hy het gekies om vir jou te probeer opbeer, om jou weg te stuur met 'n positiewe boodskap. Hy het gekies om daai laaste oomblikke van sy lewe, hy het dit nie geweet nie. Maar hy het gekies om dit te geniet saam met julle. En mag ons, ek hoor my reg, ek sê regtig nie ons mag nie treur nie. Ons moet treur. Ons moet dit ook voluit doen. Ek sê nie ons mag nie kla nie. Die psalms is vol klagtes, waar hulle ook teenoor die Here in opstand kom en sê, hoe kan U dit aan ons doen? Maar as jy kan, kies om daai oomblik wat oor jou pad kom, om te geniet. Kies om dit te geniet. In die apostoliese geloofsbelijdenis staan dit so mooi. En ek het nou daai vergifnis van die sonde ingesit, net omdat dit deel is van daai sin. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Ons het nou die afgelope Pinkster het ons weer stil gestaan by hierdie belydenisskrif wat 1700 jaar oud is, die geloofsbelijdenis van Nicea. Wat sê ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis. Ons verwag die lewe van die toekomstige eeu. So ons het baie meer tot ons beskikking as wat die prediker gehad het. Hy het gedink as daai streep getrek is, dis verby. Ons sien verder, ons sien verby die dood. Maar dit neem niks weg van sy wyse raad om hierdie stukkie onder die son, voordat ons kom by die deel bo die son,
om hierdie stuk te geniet. Die wonderlike is dat die Here van bo die son in ons wêreld ingekom het met sy seun Jesus Christus. En dat hy vir ons kom help het om te verstaan, dat ons nie soos die prediker hoef te dink alles is verby, die dag is ons sterf nie. Dat ons kan glo aan 'n ewige lewe. Ek wil die begrafnisformulier ook sommer by hierdie geleentheid lees, want dit herinner ons aan dit wat die prediker nog nie gehad het nie, en wat ons kan hê in die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat Floorskotse deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons nie bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Die Here beloof ons dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons, maar ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons ook tot eer van die Here. Uiteindelik maak dit nou nie meer saak of ons lewe of ons sterwe nie. Wat saak maak is, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Almagtige hemelse Vader, Jesus Christus ons verlosser, Heilige Gees ons trooster, wat heeltyd God in ons is, by ons is, en wat die woord vir ons oopbreek en alles wat Jesus kom doen het, vir ons kom oopmaak, sodat ons ook kan uitroep tot God, Vader, Pa, Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet, dat U met Shaal, en met Gerard, en met Kinnie, en met elkeen van die kinders, kleinkinders, en die familie van Floors saamgaan. Dankie dat U met hom saamgegaan het. Dankie dat hy wonderlik groot geword het met die wete daar is 'n God in die hemel wat hy Vader kan noem. En dat U Gees ook in sy hart en sy gedagtes gewerk het en hom voortdurend hierdie hoop gegee het dat hy nooit verlaat word, nooit alleen is nie, dat niks hom uit die hand uit kan ruk nie en dat hy ook eendag by U mag wees. Dankie vir hierdie versekering wat U vir elkeen van ons gee, wat ons ook in die doop ontvang het, dat U ons God is. Here, ons bid dat ons as die kinders sal leef met vrymoedigheid. Dat ons ook hierdie teks in die woord sal neem vandag. En as ons hiervandaan verder gaan, dat ons sal onthou wat U vir ons gesê het. Geniet daai oomblikke tussen al die harde werk en in die sweet van julle aangesig. Moenie te veel opgaan in die dinge van hierdie lewe nie, dit gaan verby. Maar koester daardie oomblikke wat kosbaar is, waar daar verhoudings gebou word, waar die natuur geniet word, waar jy die brood eet met vreugde en die wyn drink met 'n bly gemoed, en die lewe geniet saam met die mense om jou wat jy liefhet. Dankie dat U dit goedkeur, Vader, dat ons so uit U hand uit kan leef. Wil U vir hulle wat nou voorstap as paas in hulle gesinne, ook help, dat hulle kalm sal bly in hulle lewe, dat hierdie vrede wat net U in ons lewe kan bring, dat dit ook hulle deel sal wees, dat hulle altyd sal weet, wanneer hulle oorlaai voel en moeg voel, hulle kan na U toe kom, wat gesê het, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee, ek sal jou leer hoe om te lewe, dat jy nie so moeg word nie, en Here, dat hulle op hulle beurt, hulle kinders se inspirasie kan wees, hulle kinders se rolmodel kan wees, en dat ons ook eendag kan sê, dat hulle hierdie wysheid van die lewe, wat U vir hulle gedeel het, aangegryp, hulle het dit gesnap, en hulle het so pad saam met U geloop. Mag U genade en die liefde en die vrede wees met elkeen van hulle. Ons bid dit ook vir Kinnie in besonder, dat sy ook in hierdie tyd sal ervaar, dat U haar versorger is, haar Vader is, wat ook vir haar voorsien, saam met haar mense.
Here, mag U so met elkeen van ons wees en bly. Amen. Ek het nou in die begin niks gesê van Tannie Dolla. Ons is baie dankbaar dat Tannie Dolla ook hier by ons is, hoor. Sy was verlede week in die hospitaal gewees, Judy se ma. En wonderlik, haar seun was ook in die land gewees. So ons is baie bly dat Tannie ook hier by ons is. Ek gaan geleentheid vir Gerard gee om net so 'n paar woorde oor sy pa te sê. Jy kan meer woorde ook sê, hoor. Nee, kyk, laat hy reg is vir jou. Jy kan maar in hom inpraat, hoor. Hoor almal, dankie. Ja, waar sal 'n mens begin? Floor Skotse Piketberg legende. Dis wat ek kan sê. Op 7 Junie het ons iemand verloor wat wie se teenwoordigheid soos 'n warm vuur op 'n koue dag was. Standvastig, vertroostend en vol lewe. Floor was meer as net 'n pa, 'n man, 'n vriend. Hy was 'n ligte gees met 'n hart wat diep gewortel was in liefde, vergewigheid en onwankelbare krag. Hy het nooit die lewe te ernstig opgeneem nie, maar nog altyd volle verantwoordelikheid geneem vir sy keuses. Maak nie saak hoe moeilik dinge geword het nie, hy het nooit gekla nie. Hy het uitdagings in stilte aangedurf en met vasberadenheid en 'n rustige gees. En ons almal geleer dat ware krag nie hard hoef te wees om sterk te wees nie. Van ons kosbaarste herinneringe, soos Desember vakansies by die see, die opwindende stoeiaande in Kaapstad. Eenvoudige oomblikke wat onvergeeflik geword het omdat hy daar was. Hy het 'n manier gehad om gewone dae in spesiale herinneringe te verander, net deur sy teenwoordigheid. Hy het tradisionele kos lief gehad om te maak en om dit baie te geniet en dit met oorgawe te deel. Baie belangriker as kos was mense vir hom. Hy was passievol daaroor om ander gelukkig te maak, om harte ligter te laat voel en altyd die mooi mense raak te sien. Selfs in moeilike tye, wanneer sy eie situasie benard was, het hy nooit gehuiwer om te help nie. Sy goedhartigheid het geen voorwaardes geken nie. Sy lag, daardie lag, was iets wat jy in jou bors gevoel het. Aansteeklik, helend, onvergeetlik. As jy dit gehoor het, sal jy dit altyd onthou. Floor het ons geleer om nie die lewe te ernstig op te neem nie. Hy het vir ons gewys om met hart te leef, om te gee sonder verwagting, om te lag, selfs wanneer die lewe swaar druk. In soveel opsigte was hy die beste van ons almal. Vandag neem ons afskeid, maar ons dra hom saam in hoe ons ander behandel, hoe ons families liefhet en hoe ons die wêreld in die oë kyk, met humor, hoop en hart. Maar 'n sag pa, dankie vir alles, ons sal jou lag voortdra in ons eie. Dan het ek 'n brief van Mina. Floorsie, iewers glimlag iemand omdat jy hulle jou naam op hulle foon sien. Iewers glimlag iemand omdat hulle 'n grap onthou wat jy vertel het. Iewers glimlag iemand omdat hulle 'n liedjie gehoor het wat hulle aan jou laat dink. Iewers glimlag iemand omdat hulle koffie uit 'n beker drink wat jy vir hulle gegee het. Iewers glimlag iemand omdat jy hulle veilig laat voel het. Omdat jy die skouers waarop hulle kan huil en omdat jy saam met hulle kan droom en kan lag. Iewers glimlag iemand Floor Skotse omdat jy net jy was. Sy daar mag vandag nie glimlag te wees, maar vorentoe gaan daar wees, want Floorsie is 'n legende, iemand oor wie ons baie gaan praat en daar weer gaan glimlag te wees. As 'n mens dit
aan hom dink is daar reeds 'n smile. Jou laaste grappie Vrydagmiddag gaan ek vir altyd by my dra met 'n glimlag. Hierdie is nie tot siens nie, maar tot weersiens. Baie sterkte aan Charles Gerard, Kinnie, Floor se broer en suster, oom Elbie, tannie Kyntjie. Rus en vrede oom Floors. En dan van oom Elbie. Boetie, ons mis jou. Jy was 'n spesiale mens. Pa het altyd gesê, dit is lekker om 'n mens te wees, maar jy moet 'n lekker mens wees. Jy was daardie lekker mens, jy het ons ondanks al die struikelblokke voluit gelewe en elke dag geniet. Dit was altyd 'n fees om saam met jou te wees, nooit 'n vervelige oomblik nie. Die vriendelike geaardheid, liefde vir mense, die grappies, stories, die lekker lag. By die braaivleisvure sal ons jou nooit vergeet nie. Ja, ons is hartseer vandag, maar ook baie dankbaar vir die jare wat jy vir ons gespaar is. En ons dank ons Hemelse Vader daarvoor, vir al die eer kom aan hom toe. Boetie, jou stem is stil, maar jy sal vir ewig in ons harte voortleef. Nogmaals baie dankie vir die lewe, vir die lekker mens wat jy was. Rus en vrede, tot ons weer ontmoet. Baie sterkte aan Kinnie. Elbie. Ek wil vir Louis Hon ook geleentheid gee om iets te kom sê, en as daar iemand is wat ietsie wil deel oor Floors, dan is julle baie welkom om dit ook te doen. Wys maar net, ek sal so kyk, en dan wys maar net vir my, jy wil ook kom praat, jy is baie welkom. Dominee, ek moet maar my notaatjies hier voor my hou, sodat ek nie die pad byster raak hier so nie. Verlede week, ek dink het was dinsdag of woensdag, het ek telefonies met Floors geskakel. En sy uitspraak was onsamenhangend. Jy kon dit nie baie mooi duidelik hoor wat hy sê nie, alhoewel hy kon toe agterkom dat hy verwys na sy rug, wat seer sy balans wat verstoor is, en sy hartritme ook nie is wat dit moet wees nie. Ek vra toe vir hom, Floor, sit jy of staan jy? Toe sê ek vir hom, sit asseblief net daar. Maak dit jou oë toe, kom ons, dat ek net vir jou 'n gebed doen. En ek het die voorreg gehad om vir hom te bid. Want jy weet, daar kom ons daar ons in mense lewe. Ek dink net terwyl Dominee praat en terwyl nou moet ek hy naam vinnig hier en dan kry Gerard ook hier praat. Daar kom 'n stadium ons in mense lewe. As iemand by jou kom iets leen, 'n pondjie suiker of 'n bietjie visolie of iets, dan kan jy dit vir hom gee. Maar daar kom stadiums in jou lewe wanneer jy weet dat jy as mens is beperk, jou vermoë is beperk om te help. En dan is dit die tye wanneer jy moet weet, jy kan aanspraak maak op die goedheid van die Here. Jy kan hom gaan vra. Natuurlik beteken dit by implikasie dat ek nie net na die Here toe kan gaan wanneer ek in die moeilikheid is nie. Wanneer die goeie dae ook daar is, moet ek ook onthou om hom die eer en die prys daarvoor te gee. En my kinders, ons dogter is in Australië al so 17 jaar daar. En toe die telefoon nou Saterdagoggend baie vroeg lui, kon dit nou een van twee dinge wees. Of Michelle bel om te sê, pa, gaan dit daar uit Perth? Of, daar's moeilikheid. My vrou se woorde was toe die telefoon lui, daar's moeilikheid. En toe het ons verneem dat Floors oorlede is. En Dominee, ek wil hier reg aan die begin, wil ek sê, vir Gerard en vir Shell uit ons harte. Ons wil hulle bedank, ons waardering uitspreek, dat hulle pa aan Kinnie geleen het. En by implikasie, ook hulle pa geleen het aan ons gesin. Nou ons ouens wat deel met woordsoorte en sulke tipe van dinge, ek gebruik juist die werkwoord leen, want die woord van die Here stel dit so in. Ek lees dit toe in Psalm 103 vers 15, want terwyl ek besig my voorberei, dink ek aan daai versie en ek gaan soek om Psalm 103 vers 15, die dae van die mens is soos gras. Die wind waai daaroor en dan is dit nie meer daar nie. En ditselfde geld ook vir ons as mens. En daarom sê ek, hy was aan ons geleen, want ons is nie hier vir ewig op aarde nie.
Nou Dousie, ons Afrikaanse sanger, het ook ergens die Bybel gaan lees, want dan een van sy liedjies sê hy, ons is maar net grassade, al wat ons is, niks meer as dit nie. En soos Dominee tereg opgemerk, en ek dink Paulus ergens verwys ook daarna, hy sê, hoorie, ons is net hier 'n tentwoning, ons moet nie ons so lekker inrig hierso, ons is net tydelik hierso, maar daar is 'n ewigheid wat op ons wag, en daarvoor moet ons reg wees. Ek is nie hier om te preek, jy doen nie dit, maar ek los net hierdie gedagte by u vanmiddag. Floors het soos 'n vars briesie in ons familie binnegekom. En as ek net kan begin net te verwys na Kinnie, haar eindelike naam, sy het 'n pragtige naam. Haar eindelike naam is Emeret. Maar ons het 'n bediende gehad jare terug, Hendrien was haar naam, 'n paar donkie jare terug. Sy kom daar uit die Klein Karoo waar my voorouers ook vandaan kom. En sy het daar genoem Kinnie. En die woord Emeret staan net op haar ID-dokument verder, sy Kinnie dwarsdeur van begin tot einde. En in die stadium, Dominee en familie en vriende wat die voorsit, in die stadium in haar lewe, Kinnie, toe sy liefde en respek en lojaliteit en standvastigheid nodig gehad het Floors op die toneel verskyn en haar hele uitkyk op die lewe ten goeie verander. Dominee, ek dink u kan 'n geheim hou, en is net tussen my en u asseblief wat ek nou gaan sê, moet dit nie vir die mense voor my sê nie asseblief. My ma het die lewe geskenk aan 7 kinders. Die Iwe, die oudste, my boetie daar, die jongste. 5 dogters tussenin, maar hier is die geheim, maar jy moet vir niemand sê nie asseblief. Daar is meer as een van daai dogters wat 'n oog op aantreklike Floors gehad het. Meer as een. So moenie vir hulle sê nie asseblief. Maar die naweek gaan ek rondloop met blou oë, iemand gaan my slaan. Maar Kinnie is die een wat amptelik toe op die ou end weggeloop het met die wenprys en Floors se hart gewen het. Die jare wat Kinnie en met Floors getroud was, en wanneer die praat, die Dominee en verwys daarna aan Gerard ook, van die goed herhaal ek en verskoon my, ek teken apologie aan daarvoor, maar dit is tog die waarheid, dit dui op 'n suksesverhaal, hulle was gelukkig getroud. Die laaste paar dae toe hy in die hospitaal was, wou hy juist huis toe gaan, want hy kon nie sien dat sy en haar, die uitdagings wat sy het in haar lewe, dat sy alleen by die huis moes wees nie, en daarom wou hy eintlik maar huis toe gaan. Die stadium toe sy Kinnie en haar lewe die terugslag met die beroerte gehad het Floors uit sy pad gegaan om haar te help, die huishouding en haar te help om oor die weg te kom. Hy het daar so bygestaan. En het is eintlik onnodig vandag vir my om te sê, Floors het sy onuitwisbare liefde in Kinnie se lewe agtergelaat. Maar ons glo, met die genade van die Allerhoogste, dat sy volle berusting sal ondervind. As ek 'n oombliekie mag stilstaan by my ouers, hulle is albei begrawe daar in Durbanville gedenkplaas, en as ek nou vandag daar so instap by die hek, om daai sirkel stap en 'n noordelike rigting inslaan, dan kom ek by 'n plek en moet ek tel watter rytjie ek moet wees, want daar is so baie grafte. En as ek nou vandag daar sou kom en ek sê, ma, pa, en ek kon met hulle praat, sou ek vir hulle sê, Floors is nou saam met julle. Want Floors het 'n baie goeie indruk by my ouers gewek, en nie net gewek nie, en het getoon ten alle tye. My pa en ma was mense wat ware kinders van die Here was, wat daagliks in gebed was. Ons kinders, en ons is 7 kinders, en jy kan aanvaar 7 kinders, 7 skoonkinders, en as 'n hele klomp kleinkinders, en hy naam is een na die ander, elke dag, elke oggend in die gebed genoem. En Kinnie en Floors se name, natuurlik, was deel van daai gebed, elke dag. My pa was 'n baie streng man. As ek vir hom gesê het, pa, ek wil by die huis bly vandag, ek voel nie lekker nie, of ek voel siek, ek kan nie skool toe gaan nie, of ek kan nie sonnaarskool toe gaan nie. Dan sê hy, jy sal skool toe gaan, en jy sal sonnaarskool toe gaan. Die onderwyser gaan besluit of jy siek is. Hy gaan jou huis toe stuur, of sy gaan jou huis toe stuur. Jy besluit nie self nie. My pa was nie altyd baie diplomaties nie, dit moet ek sê. Maar dit wil ek vandag hier sal konstateer, ek wil dit duidelik stel. My ouers was kinders van die Here. En Floors was 'n belangrike skakel in ons familie. Ek is die oudste van die seuns, maar ek dink Floors was sommige kere
hoë rangorde as ek gehad in die gesin, want ons het groot agting vir hom gehad. Jy weet, soms word skoonouers in 'n baie swak lig gestel, en vir al die skoonmaas loop ons deur, en dan word 'n bietjie neerhalend na hulle verwys. Dominee, ek het 'n kollega gehad voorheen wat gesê het, hy wil sy hond se stert afkap. Want elke slag as die skoonmoeder deurkom, dan waai hy hondjie se stert, en hy hou nie van sy skoonmoeder nie, so hy stertjie moet afgekap word. Maar dit kan ek vandag sê, daar is nie een dag of een minuut wat ek kan onthou, dat my ma en my pa afbreekend of neerhalend van julle pa gepraat het nie. Hulle het 'n hoë agting vir hom gehad, en hulle het hom geag as een van hulle seuns. As ek nou 'n bietjie die net weier kan span, en ek kyk na ons broers en ons susters, ek bel almal vir hulle, ek sê, hoorie, wat vertel julle vir my van vroeërs? Nou, daar was konsensus maklik. Om die waarheid te sê, ek kon na ek die eerste keer gebel het, hoef ek nie ander te gebel het nie. Want almal doen net vir my dieselfde storie vertel, omtrent vroeërs, hoe hulle hom ervaar het, hoe so 'n manie was. En ek gaan probeer om net so 'n paar na 'n paar te verwys. Ons het hom nooit as 'n kwaadaardige persoon ondervind nie. Gerard nooit. Nooit nie. Floors het 'n goeie sin vir humor gehad. Ek hoor hier is swaar van my Neville. Hy en nou Floors het regte plaatjies. As hulle twee bymekaar was, en hulle altyd lekker vermaak. Hulle kom mekaar lekker vermaak met hulle grappige praatjies. Jy sou nooit en Gerard het dit vanoggend daarna verwys. En ek het dit hier neergepen. Jy sou nooit aan Floors se gedrag agtergekom het dat hy enige uitdagings ondervind het nie. Hy's nie soos Louis Hon nie. Ek kan ding lekker op my mou dra, almal weet, maar Floors was nie so 'n persoon nie. Hy het nooit sy uitdagings het hy self gedra. En wanneer mens vir hom soms iets gedoen het, jy kon hom 'n bietjie hulp verleen, net so 'n bietjie advies, bietjie met advies bedien, het hy dit altyd met dankbaarheid aanvaar. Met 'n glimlag op die gesig. En so sal ons hom onthou. Floors het alles in sy vermoë gedoen om Kinnie van enige stres en angs te verlig. Hy het oor die vermoë beskik om 'n geselskap en 'n geselligheid aan die gang te hou. Hy kon dit doen. Floors, ons het hom in 'n familie aanvaar, en hy het ons as sy familie aanvaar. Sy aangename, vriendelike en innemende persoonlikheid, sowel die feit dat hy nooit in ons teenwoordigheid ander mense gekritiseer het nie, was vir ons prysenswaardig. Hy was iemand wie vir sy medemens omgegee het. Hy was bereid om hulp te verleen, sou dit vir hom moontlik was. Ons as familie eer sy nagedagtenis en sal hom nooit vergeet nie. Rus in vrede, Floors. En selfs as jy my sal verskoon, wil ek net so 1 of 2 kort na mense verwys. Jy mag dit dalk ook later weer doen, so ek teken apologie aan as dit die geval is. Ek wil net aan Gerard en Charles ons opregte waardering uitspreek vir 'n hele paar aspekte. Nommer 1 wil ek sê, dankie dat wat julle oor die jare heen vir my suster beteken het en vir julle pa. Ek het julle dan baie lanklaas gesien en ek moes nou mooi kyk en ek weet nie wie is wie nie. En toe kry ek die name en nou moet ek probeer onderskei wie is wie. Hulle sê dat die ene die kleebroek aan en daai kleebroek aan, nou ek is kleeblind. Nou het ek 'n probleem. Nou moet ek sê die ene die donker broek aan en daar nie die ligte, sodat ek net kan weet met wie ek praat. Maar julle is, ek wil dit vandag vir julle sê, en ek is nie iemand wat my voordoen en wat ek nie is nie. Julle is oulike kerels. Ek kom julle soos julle pa, oulike mense. En ek glo julle gesinne is ook baie gelukkig. Baie dankie wat julle vir julle pa en vir Kinnie dan van ons kant af 'n besonder beteken het. Julle op verskeie wyse hulle gedra en veral julle ondersteuning op finansiële gebied sal nooit vergeet word nie. Dankie vir die verantwoordelikheid wat julle aanvaar het om al hierdie persoonlike dinge van julle pa te reël. Daar's nodige kennisgewings wat moes uitgereik word en mense moes ingelig word en daar's so baie dinge wat ek nie eers wil na verwys nie, maar dankie, ons stel dit baie hoog op prys. Ek wil ook net vir ons kan vir Andre Jardie dankie sê. Andre, ek het jou lanklaas gesien nou 'n paar dae terug weer na 'n lang tyd. Jy's 'n staatmaker. Baie dankie hoe wat jy vir Kinnie en Floors verteken het in die verlede en aanvaar asseblief ons familie se opregte waardering
daarvoor. Dan wil ek ook sê aan Annie, my suster, Annie, jou skoonseun is 'n staatmaker, maar jy's staatmaker nommer 1. Dankie dat jy ingewillig het om by kinders so 'n paar dae deur te bring en 'n bietjie daar te help in die huishouding. En ons moet kyk, daar is belangrike besluite wat ons vorentoe moet neem. Maar met die genade van die Here, hy sal ons help en ons deurdra. Dankie dat wat jy vir haar beteken afgelope paar dae en haar mooi huisie in orde gekry daar. Lyk alles so netjies en pragtig en ons waardeer dit opreg. Ek wil ook vir meneer Smit baie dankie sê, meneer Dick Smit. Die huis wat hulle oor soveel jare gehuur het u teen 'n spesiale prys vir hulle gegee. U kon 'n hoër prys bepaal het, maar u het dit nie gedoen nie. En ons waardeer dit vandag. Ek wil vir u baie dankie sê daarvoor, ons waardeer dit opreg. En Dominee Gerard Michel, baie dankie dat ek vandag die geleentheid gegee is om namens ons familie, ja, ek raak emosioneel, familie dankie te sê en hulde te bring aan ons slape eggenoot, ons slape skoonseun en ons slape swaar, wie ons nooit sal vergeet nie. Baie dankie Dominee, dankie self en dankie Gerard. Ek moet 'n paar bedankings doen asseblief. Eerstens, dankie aan almal wat gekom het. Floor se begrafnis buite of gedenkdiens by te woon. Dan Judy, dankie vir al jou ondersteuning en al die reëlings laaste paar dae. Waardeer dit baie. Gerard en Melissa met die bou van die slideshow. Lekker laat nagte gehad, maar was die moeite werd. Baie dankie, is baie mooi. Barry, Madol vir die ondersteuning. Waardeer dit baie. Shaal, Gerda, gesin, julle so ver gekom het. Weer is jou pa, maar vat 'n bietjie tyd en geld om jy uit te kom. Baie dankie. En Louis, baie dankie. Jy het gepraat nou van die gebed wat jy gedoen het laasweek. Dit is die eerste ding waaroor hy gepraat het toe ek gekom het by die hospitaal. So definitief hom baie beteken. Baie dankie. Mina, staatmaker. Altyd daar vir almal. Altyd 'n skouer om op te huil. Dan gaan jy hier ook deur moeilike tye. Ek kan altyd op jou knoppie druk. Baie dankie. Marius. Ai. Is altyd waaroor hy gepraat het, elke dag se oproepe. En as hy nie kan bel nie, dat jy vir hom geld te stuur om te bel, maar jy het gepraat elke dag. Die vleis wat jy vir hom, of die kos wat jy gereeld by hom afgelaai het, altyd gebel en gesê, ons moet braai. Marius was hy. Baie dankie vir dit. Poeier, André, al die jare iemand se knoppe hy kon druk vir enige iets en ook vir kinders en tot nog vandag toe wat julle help met alles en vir ons almal baie dankie. Dominee, het so lank terug ontmoet. Ek kan nie onthou wanneer nie, maar en nou weer die laaste week voel of ek jou al jare ken. Dankie vir al die ondersteuning en die lekker kos wat jy my gegee het daar by jou huis maandag. Wat dit baie dankie. Waar is Ronel? Dis die nuwe burgemeester van Beketberg. Baie dankie vir al jou hulp ook. Ons het maandag opgedaag. Nie geweet wat se kant toe nie. En hier is nou alles verloop seepglad. Baie dankie, waardeer dit. Jy en jou span. En dan Juliana en die dames van die kerk, al die reëlings aan die buitekant, baie dankie. Anita wat die verversings vir ons gereël het. Dick en Teresa, pa se verblyf. Chris, pa se handlanger. Alle jare het baie koppe gestamp. Maar hy het altyd reg gestaan om te help met enigiets. Nie net met die pakkies aandry nie. Om koffie te maak. Om sy bene te help versorg. Enigiets. Baie dankie daarvoor, Chris. Ja, en om dankie en die apteekpersoneel dat ek net altyd kon instap en vra vir hulp en
hulle het vir hom gegee wat hy nodig gehad het. Ons waardeer dit ook baie. Marlene, waar is Marlene? Ja, al die jare lekker kos wat hy altyd oor gepraat het, die haarsnye wat jy gedoen het vir hom. Baie dankie vir dit. En Dr. Brouwer, ook vir al die hulp wat jy hom toe verleen het en medisyne voorgeskryf het ensovoorts. En altyd bereid was om te sien op kort kennisgewing. Baie dankie. As iemand uitgelaat het, vra ek om verskoning, maar baie dankie dat julle gekom het. Dankie. Die lied is daar by die ouer huis 'n groot favourite van een van die ooms. As ons vra wat Halleluja 444, ons pot hom al daar, ons sluit altyd daarmee af. So kom ons doen dit ook hier, wat 'n vriend het ons en Jesus. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. Ek gaan die seën daarna uitspreek en dan is julle baie welkom om hier binne die vierkant by hulle as familie nog so 'n tydjie te wees. Julle is welkom. Daar is ook lekker kos. Dit kom van Nita af en sy maak baie lekker goed. Kom ons sing hierdie lied saam met mekaar. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om geduldig tot God se troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede, bly ons smaak, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproewing of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons nooit weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuig. Dierbare Heiland ons toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed hier. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Ontvang die seën van die Here waar julle ook al gaan, Brasilië, Kaap, Pretoria. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van ons Heilige Gees met julle wees en bly. Amen. I know a brand new age is dawning. Day by day, I feel the change is growing. In people's eyes, a light is glowing. 'Cause through it all, there's one thing I've learned, and that's never to give up on a dream.